Okay, ons gaan nou die Bybel saam lees. 1 Konings, hoofstuk 10 en 1 Konings 14. Nou, ons lees uit die standaardvertaling van die Bybel. En ek sê dit met 'n rede, omdat ek daaroor ook gaan praat vanmôre, so 'n deel van die boodskap oor die Bybel. Die ware Bybel, die regte Bybel. Want ons leef in 'n tyd van, soos ek gesê het, groot afval, en dis deel daarvan. Die Bybel, God se woord, is 'n wonderlike geskenk van God aan die kerk. Maar die aanslag op die Bybel is van die begin af geweldig deur die vyand, die Satan en deur mense, om die Bybel in diskrediet te bring en die Bybel te vernietig. Maar dank God, ons het nog 'n Bybel vanmôre. 1 Konings 10, daar's 2 gedeeltes, vers 14 tot 17. Ons gaan lees oor Salomo se rykdom en so meer, en let op wat hy sê. En die gewig van Salomo se inkomste van aan goud in 1 jaar was 666 talente, behalwe wat ingekom het van die koopmans wat rondtrek, en van die wins van die handelaars en van al die konings van die gemengde bevolking en van die goewerneurs van die land. En koning Salomo het 200 groot skilde van geslaag goud gemaak. 600 sikkels goud het hy op elke groot skild gebruik. En 300 klein skilde van geslaag goud. 3 minus goud het hy op elke klein skild gebruik. En die koning het dit in die huis van die Libanon bos gesit. Blaai na hoofstuk 14. Vers 21, en dit gaan nou hier om die persoon waarvan ons hier lees, Rehoboam, 'n koning wat geweldig lelik was. Rehoboam, verskoon. Vers 21, en Rehoboam, die seun van Salomo, was koning in Juda. 41 jaar was Rehoboam oud toe hy koning geword het, en 17 jaar het hy geregeer in Jerusalem, die stad van wat die Here verkies het, uit al die stamme van Israel, om sy naam daar te vestig. En die naam van sy moeder was Naama die Ammonitiese. En Juda het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here, en sy ywer opgewek meer as al die dade van hulle vaders, deur hulle sondes wat hulle gedoen het. En hulle het ook vir hulle hoogtes gebou en klippilare en heilige boomstamme op elke hoë heuwel en onder elke groen boom. En daar was ook skandseuns in die land. Hulle het gehandel volgens die gruwels van die nasies wat die Here voor die kinders van Israel uitverdrywe het. In die 5de jaar van koning Rehoboam trek Sisak, die koning van Egipte, toe teen Jerusalem op. En hy neem die skatte van die huis van die Here en die skatte van die huis van die koning weg. Ja, hy het alles weggeneem, ook al die goue skilde wat Salomo gemaak het hy weggeneem. Daarop maak Rehoboam in die plek daarvan koperskilde, en hy het dit aan die owerstes van die hardlopers toe vertrou, wat die deur van die koning se huis bewaak het. So dikwels as die koning in die huis van die Here ingaan, dra die hardlopers dit en bring dit weer terug in die wagkamer van die hardlopers. Kom ons stop net daar uit die Here se woord. Die verder is gaan maar net oor Rehoboam, 'n goddelose man. Nou, dit gaan vanmôre bietjie hard op die oorval wat ek hiermee gaan praat en bedien, maar dis die Here se wil. So, ek gaan met u praat hier oor koperskilde in die paleis. Koperskilde in die paleis. Nou net so 'n bietjie agtergrond. Sisak, die koning van Egipte, die farao, was 'n baie sterk man, en sy naam beteken sterk en kragtig. En ons weet in die Bybel, as ons nou kyk na die dieper betekenisse van dinge onder die oppervlak, dan is Egipte 'n tipe van die wêreld. En die farao is 'n tipe van die Satan, wat die volk van God aanval al die tyd.
En Egipte is ook 'n tipe van die vyandige wêreld wat altyd teen God en teen sy volk optrek en staan. Salomo, die koning van Israel, was die koning van vrede en sy naam beteken die geliefde van die Here of vrede. Nou toe kom Jerobeam en in sekere vertalings is die Jerobeam, die ander is die Rehabeam. Hy was goddeloos en arrogant teenoor God en sy volk. Hy het net gemaak wat hy wil. Teenoor sy vader Salomo was hy in vergelyking 'n geweldige groot mislukking en 'n verloorder. Hy was 'n verloorder, net gemaak wat hy wil maak en doen wat hy wou doen. Hy het die volk vernietig en mense vernietig en God se saak het hy geweldig skade aangedoen al sy tyd. So, toe stuur God vir Sisak om hom te verslaan en om al die rykdomme van Israel uit te kry, dat hierdie man sal besef wat is hy en wie is hy. Maar hy het nie geluister nie. Sisak vat die rykdomme van Salomo weg en wat besonder is hierdie skulde waaroor ons vanmôre gaan praat. Jerobeam is so hardnekkig en so in homself opgewend dat hy hardloop na die smede toe en hy sê, maak vir my 200 koperskulde. Ek is nie gepla oor goue skulde nie, maak vir my koperskulde. Hulle is net so goed in die huis van die Here as die goue skulde. Min weet hy wat die betekenis daarvan was en wat die waarde daarvan was, net soos vandag. En dit is geestelik ook vandag so, dat daar persone is in die lewe wat die goue waardes uit God se huis wegvat en minderwaardige koperwaardes daarmee vervang. En dit is baie duidelik in die kerk. Daarom praat die Bybel van die groot afval van die laaste dae. Die gemeente van die Laodisense, die lou gemeente. Hulle het geld gehad en alles, maar God sê, julle maak my nar, julle is lou, ek gaan julle uit my mond uitspieg. Dis die kerk wat die eindtydse kerk verteenwoordig, die gemeente van die Laodisense. Lou, sonder enige ware krag van God. Nou in die kerk is daar sulke probleme ook vandag. Ek gaan oor 4 dinge met u praat, 4 goue skulde in die huis van die Here. Goue skulde beteken die hoogste waardes wat daar in 'n plek kan wees. Goud is die hoogste aangeskrewe metaal, die mees gesogte metaal in die wêreld. En daarom is almal se oë gefokus op goud. So, daar's 4 goue skulde wat Jesus nagelaat het in sy kerk hier op die aarde. En dit moet daar bly. Maar nou kom daar sekere persone soos Rehabeam of Rehobeam en hulle vervang dit, want die duiwel kom en hy roof die goue waardes weg. Die duiwel is gedurig in aanval op die kerk en hy kom en hy sloop die kerk van die goue skulde, die goue waardes. En die eerste een is die woord van God. Dis 'n goue skuld in die huis van die Here. Die tweede is gebed. Die derde is heiligmaking en die vierde is die wapenrusting van God. Dit is wat Sisak, die duiwel, uit die huis van die Here verwyder in die laaste dae. Die goue skulde in God se huis. Daar's baie ander, maar ons het net tyd vir hierdie 4, belangrik is. Die eerste goue skuld van die woord van God word in ons tyd in baie kerke vermis. En is hartseer, want die waarde van die goud is daaruit. Goud staan ook vir geloof in die Bybel. Ons moet dit onthou. Die goue skuld van God se woord word vervang deur nuwe koperskulde in die huis van die Here, soos Rehabeam. En dit is die nuwe vertalings van die Bybel wat vals geword het. Daar's baie bewyse, geweldig baie bewyse. Ons kerk het in besonder 'n baie diep studie gedoen. En in my vorige gemeente het ons 'n aksie gestig wat na die Bybelgenootskap gegaan het en hulle beveg het omdat hulle die ou vertaling, die ware Bybel wou wegvat. En is deur ons aksie wat hy nog bestaan. Ons het
geweldige geveg. Ons was 'n klomp gewees, groot gemeente gehad. En daar was manne van God in die gemeente. En ons het 'n koalisie gevorm en ons het gegaan tot in die Bybelhuise en hulle daar beveg vir die standaardvertaling van God se woord. En dis hoekom ons hom nog vandag het. Dis dieselfde soort verraad as die van die godlose Jerobeam. Dieselfde soort verraad is om uit die huis van die Here die goue skild van sy woord weg te vat en om te vervang met iets minderwaardiger, koperskilde. Daar is iemand wat saam met ons die navorsing gedoen het oor hierdie onderwerp. Hy sê, dis Dr. Johannes Redeling, hy sê die waarheid van die ware woord kan u red uit die okkulte en die New Age. Maar die verdraaide, vertaalde woord wat sy krag en inspirasie verloor het, omdat dit nie meer die waarheid is nie, kan u nie vry maak nie, want dit is nie die ware evangelie van Jesus Christus nie. Daar's redes hoekom ons daaroor praat. En ek gaan net vir 'n paar feite noem vanmôre. Daar's baie meer. U kan met my kom praat as u dalk meer inligting hieroor wil hê. 'n Paar feite oor die verskille tussen die goue skild, die 1933 en 1953 vertaling van die Bybel, en die koperskilde wat hulle in die huis van die Here ingebring het, die nuwe vertalings. Hier is net 'n paar vergelykings. In die nuwe vertalings is daar 620 woorde wat deur Jesus self gespreek is, weggelaat. Net weggelaat, en dit verander die betekenis onmiddellik van daardie uitspraak van die meester. In die nuwe vertalings is die naam Jesus 87 keer weggelaat. En dan sê net hy of hom. En dan weet die mense wat dit lees nie, na wie verwys dit eintlik nie. In die nuwe vertaling is die naam Christus 52 keer weggelaat. Die naam Here is 39 keer weggelaat. Die naam God is 48 keer weggelaat. Die godheid van Jesus Christus is 40 keer weggelaat. Sy godheid is aangetas. Hy word nie erken as God nie. Hier en daar sê jy nog so ietsie sien deurslaan. Maar om dit 40 keer weg te laat, is sonde voor God. Ek sal later daarby kom. Daar's meer as 900 teksgedeeltes gedeeltelik weggelaat, waar daar sekere dinge in die teks geskryf is wat ons moet weet, en hulle dink dit is nie van toepassing op die kerk en op ons nie, dan laat hulle daai deel weg en die teks verloor sy hele betekenis. 900 sulke tekste. 17 tekste is geheel en al weggelaat. Dis in die nuwe vertaling en in die Nuwe Testament. So, as ons saamvat, daar is altesaam 1960 woorde in die 83 vertaling weggelaat. 40.000 woorde is verander na nikszeggende woorde, sonder enige inspirasie of werklike betekenis. Nou wat sê hulle hoekom? Want die volk en die mens van vandag kan nie meer die ou taal van die Bybel verstaan nie. Dit lyk my, daar word nie in skole taalkunde geleer nie. Maar nou kan die mense nie meer die Bybel verstaan nie, hulle lees hom en verstaan hom nie meer nie. Maar vir 2000 jaar was hy verstaanbaar. En vir 2000 jaar het hy in die oorspronklike sterk taal verskyn, en miljoene mense se lewens is daardeur verander. Maar nou kan ons dit nie meer so lees nie. Die minderwaardige koperskilde het die kerk getref en die kerk minderwaardig voor God gemaak en in sy aksies en reaksies. Wat is die goud wat verdwyn het uit die kerke as hulle die Bybel wegvat? Weg is die gees van die Here. Weg is die Heilige Gees. Ek kan vir u baie vertel van die Heilige Gees in kerke. Weg is die inspirasie van die Bybel, saam met die Heilige Gees, want dit is die Gees van God wat die Bybel inspireer,
wat hom lewend maak, soos wanneer hy hom oopmaak. Psalm 119 vers 130 sê, die opening van u woord gee lig. Die oomblik as jy die Bybel oopmaak, is daar goddelike lig wat na jou toe kom, en jy moet dit vat en toepas in jou lewe, en jou lewe daarbey aanpas. Dis waarvoor die Bybel gegee is. Maar daarmee saam is die Heilige Gees bedroef oor hierdie ding, want hy wat die outeur is van die woord van God, word misken. In die Bybelhuise, en ek wil nie sleg praat van mense nie, was ons daar waar hulle besig was met nuwe vertalings en goed, dan staan hulle in rook op die dokumente, dan val die asse hier op die dokumente. Dan staan jy so na die professore nader, dan ruik jy die drankasem. Dis wat gebeur het. Maar goed, dis daar gelaat, dis hulle saak. Die eer van God is weggeneem. Die eer van Jesus Christus, hoeveel keer is sy naam weggevat? Hoeveel keer is sy eer weggeneem daardeur? Omdat hy die sentrale persoon in die Bybel is, word hy aangeval en die vyand is bly daaroor. Weg is die krag van die lewende woord. Die woord is die swaard van die gees waarmee ons geestelike oorlogvoering doen. Ek gaan aan die einde 'n bietjie daaroor praat. En weg is die erfenisse van die kerk. Wat kry mense nog in die woord van God? Is daar verandering in jou hart en jou lewe as jy by daai deur uitstap vanmôre? As dit nie so is nie, is daar iets groots fout, of by God, of by die mens, of by my. Ja, weg is die hoop van die skuldiges. Aan die einde sal ons vir u wys, wat sê die Bybel. Die hoop van die skuldiges wat hierdie dinge doen, is verydel deur hulle dade, dit wat hulle gedoen het en nog steeds doen. In 2020 het daar alweer 'n nuwe een verskyn wat verskriklik meer vervals is. Openbaring 22 waarsku Jesus, as iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die pla byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is. En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is. Spreuke 13 vers 13 sê, wie die woord van God verag, moet dit ontgeld. Dis 'n geestelike wet. Hierdie mense wat hierdie dinge doen, weet nie wat hulle doen nie. Hulle weet nie wat hulle gedoen het aan die ware woord van God en aan sy kerk nie. So dis die goue skild wat in kerke vervang is deur die koperskilde. Dank God, hier lê 'n goue skild hier voor my. En daar in die skoot is ook van hulle. Hy is nog daar, lees hom, waardeer hom, bestudeer hom, maak dit jou eie. Dawid sê in Psalm 119 vers 11, ek het die woord in my hart gebere, dat ek daar teen u nie sal sondig nie. Dis wat ons moet doen met die Bybel. Nie een soek wat makliker lees nie, dit gaan jou nie help nie. Die tweede skild is een wat baie seer maak, die goue skild van gebed of aanbidding. Gebed is 'n aksie, maar is goud werd. Dis 'n geloofsaksie en geloof staan vir goud, of goud staan vir geloof in die Bybel, maar net sowel gebed. Want as jy nie geloof in jou gebed het nie, dan beteken jou gebed eintlik nie veel nie. Die term aanbidding is waaroor dit gaan vanmôre. Nie oor gebed so seer nie, maar aanbidding. Die Hebreëse woord vir aanbidding is shashak en Griek is proskuneo. Dis die twee woorde vir aanbidding wat 'n heel ander betekenis het as wat hierdie woorde in Afrikaans vir ons sê. As ons in die Hebreëus gaan lees en in die Grieks, in die grondbetekenis, kyk, elke oorspronklike taal het 'n grondwoord, het 'n stamwoord. En uit daai stamwoord vloei daar baie ander woorde. Dis in Hebreëus en Grieks en Latyn almal so. Stamwoorde. En die stamwoorde sê vir ons eintlik wat is verskuil in hierdie woord en die betekenis daarvan, die dieper betekenisse. So hierdie twee woorde se betekenis is dat jy jou liggaam in aanbidding voor God kniel of neerval voor God. Niks minder nie. Waar hierdie woorde gebruik word veronderstel en is bewys dat wanneer
hulle voor God gaan, sal hulle kniel in aanbidding, of baie val neer voor God in aanbidding. Daar moet so 'n tyd in jou dag wees, waar jy hierdie posisie inneem, om in aanbidding voor God te kom, want dan sal God met jou een word. In Openbaring 1 vers 17 daar 'n voorbeeld, Johannes sê, en toe ek hom, Jesus sien, val ek soos 'n dooie voor sy voete, en hy het sy regterhand op my gelê en sê, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste. Hierdie man wat Jesus geken het, op sy bors gelê, toe hy hom sien, as God in sy heerlikheid, toe val hy soos 'n dooie voor hom neer. Met die inwyding van Salomo se tempel lees ons hoe hulle dit daar ervaar het. Die priesters kon vanweë die wolk nie staan om diens te doen nie, want die heerlikheid van die Here het die huis van God vervul. Hulle moes almal gaan lê, hulle kon nie staan nie. As God nader kom, dan raak mense kleiner. En dis aanbidding, dis om voor God te buig en voor God neer te val. En dis nie sommer net so nie. Dit is 'n wet van die heil van God in die huis van die Here, dat op 'n stadium moet 'n mens jou voor God verneder. Nie verneder soos ons dink aan sekulêre vernedering nie. Die beste betekenis of beskrywing daarvan is Filippense 2 vers 5 waar hy sê, want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy wat aan God gelyk was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself verneder deur die gedaante van 'n mens aan te neem, en hy gaan 7 stappe af tot waar hy onderkom met Jesus se vernedering voor die Vader, waar hy sê hy het hom verneder tot die dood van die kruis. En kom sal ons altyd wel regop staan as ons met hom praat. Hy het hom verneder tot die dood van die kruis. Toe die kruis dra, het hy dikwels neergeval en hulle moes hom help dra. Maar ons wil net regop staan heeldag. Dis nie aanbidding nie. Dis 'n vorm van godsdiens. So, dit gebeur steeds in die hemel, dat mense in die hemel voor God neerval. So dis 'n ewige waarde, dis 'n ewige gebruik in die nabyheid van God, waar mense voor hom neerval. Openbaring 4 sê, elke keer as die lewende wesens heerlikheid en eer en danksegging gee aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, val die 24 ouderlinge neer voor hom wat op die troon sit en aanbid hom wat tot in alle ewigheid lewe, en werp hulle krone voor die troon en sê, U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape. Heilige wesens, wat nie meer oordeel moet tegemoet gaan nie, hulle is daar vir ewig, rondom God se troon. Toe val hulle neer voor God, want dis hy wat dit waardig is, om so aanbid te word. Hulle spring nie op en raas voor God nie, soos ons dit in deesdae doen. Ek praat nie van hier nie, ek praat nie van u nie, maar kyk wat gebeur in die kerke. Wanneer die koperskilp in die kerk ingedra word, wat sy naam deesdae worship is. Ons sien oor die wêreld heen hierdie tendens, dat die kerk het 'n plek geword waar mense hulle kom geniet. Die liggaam is die minste van die mens, maar in die kerk word die liggaam die meeste gesien en gebruik om die mens te geniet. Die feit is net dat oor die wêreld heen sien ons ook die nuwe tendens dat al hierdie groot plekke waar die mense hulle self kom geniet, asof dit 'n fees is. Daar's nooit iemand wat voor God neerval en hom aanbid nie. Daar's nooit iemand wat in die kamer kom kniel en God aanbid nie. En nou gebeur dit so dat miljoene mense oor die wêreld hierdie storie prys gee. Mense begin God soek. Mense begin die teenwoordigheid van God soek.
Hoor dit sê Paulus van ons tyd. Maar weet dit dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Keer jy ook van hierdie mense afsy. Predikante en predikers word gelei deur die grille van gemeentelede eerder as deur die Heilige Gees. En ek wil nie mense bespreek of sleg maak nie, maar dit is wat gebeur. Dis die afval van die laaste dae van Paulus spreek. En hy sê verder, dat in die laaste dae sal sommige van die geloof afvallig word en leringe van duiwels aanneem. Dis sover dit gaan. Hy sê verder dat, in Timoteus, dat mense nie meer wil luister na die woord van God nie, maar dat hulle in hulle gehoor gestreel wil word. Daarom vergader hulle vir 'n menigte leraars wat hulle nie gehoor kan streel. Met ander woorde, wat kan preek, laat dit vir hulle lekker is. Mense wil kom lekker kry in die kerk. Mense moet nie in die kerk lekker kry nie. Jy moet in jou hart gaan soek. Hoekom is ek nie naby of nader aan God nie? Mense moet jou verootmoedig as jy by daai deure instap voor God. Want wanneer die gemeentetjie saamkom of 'n groot gemeente, is dit 'n kollektiewe tempel van die Heilige Gees. Dis wat hier gebeur het vanmôre. Almal van ons hier is die tempel van die Heilige Gees. En Paulus in 1 Korintiërs 3, weet julle nie dat julle 'n tempel is van die Heilige Gees en dat die Gees van God in julle woon nie? En as 'n mens nader aan die Gees van God kom, sal jy nie raas nie. Jy sal nie wil rondspring nie. Jy sal nederig word. Jy sal jou buig voor die heiligheid van God. Die predikers vra vir hulle self af. Daai versoeking kom na elkeen toe. Waarvan sal die mense hou? Wat moet ek Sondag vir hulle sê, dat hulle kan lekker voel? Dat hulle nie wegloop nie. Waarvan sal hulle hou? Hoe moet ek preek? Hy vra vir homself die volgende: hoe moet ons die kerk volmaak? Wat moet ons doen om die kerk vol te maak? Moet ons 'n orkes hier kry om mense te trek? Moet ons 'n dansgroepie kry om vir die gemeente te dans? Moet ons dit lekkerder en lekkerder maak vir die mense? Hulle sal kom, verseker hulle sal kom. Maar is dit wat reg is? Dan kom die verandering baie subtiel en aantreklik. Psalm 17 sê, die afval, wie bemerk dit? Het kom so subtiel, dat niemand dit raak sien nie, en die koeperskilde word ingedra. Die predikante sê, kom ons maak die program lekker. Mense moet dit geniet in die kerk. Asof hulle nie 7 volle dae minus 1 uur het om hulle self te geniet nie. Hulle moet hulle self geniet. Dien die kerk nie dalk die mens in ons dag en nie vir Jesus nie. Wat is die heersende toestand? Ek weet hierdie goed baie beter as menige mens op aarde. Wat is die heersende toestand van die mens in die kerk? Waar die heiligheid van God, die goue skuld nie meer is nie. Dis emosioneel, emosionele stimulering, emosionele bediening. Die kerk, die kinders van God en selfs ander mense word emosioneel bedien, dat dit vir hulle lekker kan wees om hier te wees en weer terug te kom. Die goue skild van aanbidding is vervang deur 'n koperskild van worship. Dan is ons die goue skild van heiligmaking in die kerk. Heiligmaking is Jesus Christus in die mens deur die Heilige Gees. Hy maak Jesus lewend in my. Dis 'n kort definisie. 1 Korintiërs 1 vers 30 sê, deur hom, die Vader, is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het, wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. Jesus is heiligmaking. En al die ander dinge. Petrus sê,
uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader in die heiligmaking van die Gees, tot gehoorsaamheid en besprenkeling met die bloed van Jesus Christus. Dis die elemente wat van 'n mens 'n heilige persoon kan maak. En dan sal jy God eerbiedig. Jy sal hom dien soos hy gedien moet word. 1 Tessalonisense 4 sê, en dit is die kruks van die saak, God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. Daarom, hy wat dit verwerp nie mens nie, maar God, wat ook sy Heilige Gees aan ons gegee het. Daar is baie mense wat God verwerp, want hulle lewe soos hulle wil. 2 Korintiërs 7 sê, en dis die laaste ding wat ek daaroor wil sê, geliefdes, laat ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking en die vrees van God volbring. Die vlees en die gees, hoekom nie die siel nie? Want die siel is jy. Jy het 'n gees en jy woon in die liggaam. Die siel is die mens. Laat ons van alle besoedeling van die liggaam en van die gees reinig en die heiligmaking en die vrees van God volbring. Ons moet daarby uitkom, mense. Ons gaan een van hierdie dae voor Jesus moet staan. Maar mag God gee dat heiligmaking in ons geleedere sal bly. Dis een van die basiese leerstellings van hierdie kerk. Nou kom ons kyk na die koperskulde van menslike oortuigings oor hulle godsdiens, belewenis en die manier hoe hulle glo, hulle moet lewe. Dan kom die vraag, wat het van heiligmaking geword? Die goue skild van heiligmaking is vervang deur koperskulde in die huis van die Here, soos die ander dinge. Fokusverskywing na dogma. Ons moet net reg glo. Ons moet net reg praat. En dan is alles reg. Maak nie saak wat ek daarmee doen nie. Tradisies in die kerk. In baie kerke word tradisies nog aanbid. Die rituele moet net so verloop of hulle kom sien jou. Geestelike aktiwiteite. Dit is verskeie van aanbidding na geestelike aktiwiteite in die kerke. En die versoeking is altyd daar dat ons dit ook moet doen. Maar wat gaan van ons word? Wat sal van God se kerk word as almal beginne om te fokus op geestelike aktiwiteite? Ons moet dit doen, ons moet dat doen om mense te betrek en mense te behou. Ek sê weer, as die prediking hier van vooraf nie waar en reg is nie, dan moet ek verwyder word. Of jou hart is nie reg voor God, dat jy nie ontvang wat die Heilige Gees vir jou wil gee nie. Maar geestelike aktiwiteite gaan nie die Heilige Gees in 'n kerk inbring nie. Mense kom en sê, okay, ek dien die Here, dis hoe ek heilig lewe. Ek dien die Here. Ek het my kerk, sê baie, moenie met my praat nie, my kerk is my heiligdom. Ek lees die Bybel, selfs die nuwe vertaling. Los my uit, ek leef 'n heilige lewe want ek lees die Bybel en ek bid. En ek glo. Ek glo. Jakobus 2 vers 19 sê, jy glo daar is een God, jy doen goed. Die duiwel glo dit ook. En hy sidder. Geloof is nie 'n goue skild nie. Dis 'n koperskild in baie mense se lewens. Hulle geloof is die fokus van hulle hele wese, maar hulle fokus is nie die heiligheid van God en die heiligheid van mens nie. Jakobus sê, wees heilig, want ek is heilig. Dis wat God sê. Goed, die laaste een is die goue skild van die verdediging van die evangelie. Jesus het die kerk gestig, en die dag toe hy die kerk oorgee aan sy disippels, sê vir Petrus, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Wat beteken dit? Beteken julle gaan beklei. Julle sal moet veg. Want daar is 'n ander koninkryk wat hierdie wêreld wil oorneem, en hulle gaan kom vir julle. Dis al die betekenis van daai uitspraak. En nou sê Judas, 'n broer van Jesus, geliefdes,
Terwyl ek alle ywer aanwend om julle oor ons gemeenskaplike saligheid te skryf, het ek die noodsaaklikheid gevoel om julle deur my skrywe te vermaan om kragtig te stry vir die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is. Dis wat die kerk moet doen. Dis wat die kerk moet doen. Maar die moslems doen dit en nie die kerk nie. Filippense sê die volgende: gedra julle waardig evangelie van Jesus Christus, sodat of ek kom en julle sien, dan wel of ek afwesig is en van julle omstandighede kan hoor, dat julle in een gees vas staan en een van siel saam stry vir die geloof van die evangelie. Die kerk is nie 'n partytjieplek nie. Dis nie 'n ontspanningssentrum nie. Die kerk is 'n weermag, veronderstel om te wees. Matteus 10 sê Jesus, sy eie woorde, moenie dink dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. En die swaard moes aan die kerk oorgegee word. Maar helaas, die kerk het dit vir 'n ruk gebruik, totdat die kopperskilde van gemak en ander dinge in die kerk ingekom het. En geestelike oorlogvoering het gesterf. 90% daarvan het uit die kerk verdwyn. Die stryd vir die evangelie, die stryd vir die waarheid, die stryd vir heiligheid, vir die woord van God, het verdwyn. So, daar's kopperskilde in godsdiens in God se huis. As die predikers oor sonde preek, dan gaan ons na 'n ander kerk toe. Wat sal ons nou bekommerd wees? Daar's baie kerke. So, ons wil hê die kerk moet by ons aanpas. Dis die eis van die dag. Die kerk moet aanpas by die mens. As ek koud kry of het reën, dan kyk ek maar kerk op die televisie of ek gaan nie kerk toe nie. Dis nie lus nie. Baie sê, die meeste sê, ek is nie geroep vir stryd nie. Ek is nie geroep om duiwels uit te dryf nie. Ek wonder, wie is dan geroep daarvoor? Wie is geroep daarvoor? Elke kind van God is 'n geroepene van God en jy is geroep om duiwels uit te dryf, om te bid vir genesing en om dooies op te wek. Dis wat Markus 16 sê. Die kerk het dit baie jare en eeue lank gedoen, maar in die afval van die laaste dae bring kopperskilde in die paleis met woorde opgeskryf, ek is nie geroep om duiwels uit te drywe nie. Predikante kom, stuur hulle mense na my toe, of na 'n paar ander toe, en sê, ek het nie hierdie bediening nie, dryf hierdie duiwels uit hierdie mense uit. Baie keer het ek lus en stuur hulle terug. Want hoekom is 'n mens so? Hoekom is 'n kind van God so ongehoorsaam aan die woord van die Here? En is nie enigste plek in Markus 16 waar God sê ons moet duiwels uitdryf nie, of ons moet stry vir die evangelie nie. As ons ten minste dit doen om te veg vir die oorlewing van die evangelie, sal die heidene nie die wêreld oorgeneem het nie. Hierdie dinge maak God kwaad. Dit maak God kwaad. Die lelikste teks in die Bybel gaan ek nou vir u lees, en ek sê nie dis op u van toepassing nie. Jeremia 48 vers 10 sê, vervloek is hy wat nalatig is om die werk van die Here te doen. Ja, vervloek is hy wat sy swaard van bloed terughou. Druk die swaard in die skede, ons gaan maar net saam, ons loop net saam. Dit kan nie erger wees as dit nie. Dis nie ek wat dit sê nie. Dis nie 'n kerk wat dit beweer nie, dis God self, wat 'n vloek plaas op die mense wat sy werk nie doen nie. Dis verskriklik. Judas praat van hulle, hy sê, want sekere mense het ingesluip, wat lank tevore al opgeskryf is vir hierdie oordeel, goddelose mense wat die genade van ons God verander, in ongebondenheid, in die enigste heerser God, en ons Here Jesus Christus verloon. Judas praat van die kerk. Hy het nie van die wêreld gepraat nie, hulle het ingesluip. Goddelose mense, wat die genade van ons God verander in ongebondenheid. Dit gebeur in kerke. So, u wat jy na luister, binne of buite,
Ons taak is bring die goue skilde terug. Satan het dit besteel uit die kerk. Laat ons die eer van die Here herstel in sy huis. Hier moet 'n heilige atmosfeer ontstaan as mense hier inkom. Ervaar u dit so? Of wat ervaar ons hier? Met watter gemoed gaan ek huis toe as ek hier was? Het iets in my hart gebeur? Het God my aangeraak hier binne of nie? Ek was 'n jong seun toe ek in die kerk gekom het. Dit was 1967. Toe het ons konferensie daarop op Eden gehou. Die ou Betsjan, die ou kweekskool. Dan kom die mense daar's nou weer een op Lofdal hierdie maand. Dan kom die mense van oral in die land heen en ons hou konferensie. Ek was 'n seun. Ek kom by daai deur in en ek buig en ek probeer op my knieë loop want dis 'n heiligheid hier oor wat my druk. Ek kon nie in daai gebou instap regop nie. Ek het so daarin geloop. En as jy daar in die stoel gaan sit, dan ween jy voor God oor jou sonde. Daar was 'n gemeente, my vorige gemeente in Pretoria, aan die brandgemeente. Alles was reg in hierdie opsigte. Die hoof van die verkeersopleidingskollege kom, besoek een aan die kerk. Hy kom by die deur en hy stap in en hy kyk waar is sy vrou. Hy gaan buite toe, sy vrou staan daar, hy sê kom. Sy sê ek kan nie hier ingaan nie, is te heilig hier. Sy kon nie ingaan nie, sy het in die kar gaan sit en 'n volgende keer ingekom. Dis die atmosfeer wat in die kerk moet wees. Die heilige goue skilde van God. Ja, dis ernstig. As God ons waarsku, moet ons maar reageer. Ons moet reageer. Ten laaste lees ek vir die 2 Kronieke 24. Na die dood van Jojada kom die owerstes van Juda en buig hulle voor die koning neer. Toe het die koning na hulle geluister en hulle die huis van die Here hulle God van hulle vaders verlaat en het heilige boomstamme en afgode gedien, koperskulde. Toe kom daar 'n toorn oor Juda en Jerusalem weens hierdie skuld van hulle. En hy het profete aan hulle gestuur om hulle na die Here terug te bring. En die het hulle gewaarsku. Maar hulle het nie gehoor nie. Hulle het nie gehoor nie. So die Here moet ons help hiermee, asseblief. Amen. Vader, Koning Jesus, Heilige Gees, ek sou nie graag na so 'n preek wil luister vanmôre, self as ek daar sit nie. Maar Here, U praat met mense op verskillende maniere, en vanmôre moet dit maar so wees. En ek dank God vir die voorreg om U woord te kan verstaan, om U woord lief te hê, om U huis lief te hê, die kinders, die tempel van die Heilige Gees. En ek bid nou, Here, dat U ons sal verder neem, dat U ons sal lei, om op die pad van Jesus te loop, wat al helderder word tot die volle dag toe. Dra vir ons deur asseblief in die heilige naam. Amen.